Baie welkom by dames en here by vandag se episode. Ons is ongelooflik bly dat so 'n inspirerende gas ons hier kan verwelkom in ons ateljee, as ek dit so kan sê. Maar Kobben Hofmeyer, baie welkom. Sy naam is al reg oor Suid-Afrika. Ek dink die eerste keer toe ek gesien het was op Kwela. Maar as ek nie mis dit nie, jy was mos op Kwela gewees. Ja, reg, ja. Reg oor. So ja, jy's reg oor Suid-Afrika bekend, nie net vir jou rugbyveld waar jy rugby op 'n tyd gespeel het nie, maar ook vir ongelooflike verhaal van moed, herstel en menslike veerkragtigheid. Kobben se lewe het in 2018 dramaties verander toe hy sy 15-jarige en ernstige nekbesering opgedoen het tydens 'n rugbywedstryd. Wat vir baie die einde sou wees, het vir hom begin van 'n nuwe roeping geword. Sy herstel vol pyn, deursettingsvermoë en geloof het hom die bynaam Rugby's Miracle Boy, as ek dit nie verkeerd het nie, ek hoop ek het my navorsing reg gedoen, besorg en duisende mense reg oor die land aangeraak. Vandag is Kobben 'n motiveringsspreker, 'n inspirasie vir jeug en atlete, 'n student wat sy eie toekoms bou en iemand wat sy verhaal gebruik om ander se lewens positief te beïnvloed. Hy is betrokke by projekte en inisiatiewe wat jong mense met ernstige sportbeserings ondersteun en hy leef met 'n mindset van hoop, dankbaarheid en doelgerigtheid. In hierdie episode kyk ons diep in sy reis, sy besering, sy terugkeer, sy geloof natuurlik die belangrikste en sy missie en die perspektief wat iemand het met die ervaring deur wat hy gegaan het. Kobben, baie welkom en baie dankie dat jy tot hier gery het. Ek en Herman is baie dankbaar dat ons weer eens jou storie ook kan hoor en dat jy jou storie met ons mense wat ons volg en so ook kan deel. Maar ook iemand ontmoet wat 'n vriend kan raak. Ek dink ek en Herman is altyd uit en uit vir dit op ons pot gooi is die mense actually te leer ken, nie net hulle te gebruik vir ons produksie nie. Dit is regtig vir 'n baie dieper rede. Ja, ons almal het positiewe mense in ons lewens nodig. Ja, vrou Herman. Ja, want Johannes is nie genoeg nie. Ja, manne, baie dankie. Waardeer dit so baie dat julle my hier het. Ag, dis altyd 'n plesier. Nou Kobben, as ons al die rek kan inspring, is ons sal graag wil hoor al van die begin af waar jou reis begin het. In 2018 of die dag van die besering, hoe het daai jou lewe verander of hoe het jou storie in daai opsig begin? Maar ook soos van waar het alles begin, soos waar het jy groot geword, jou hoërskool, tot en met waar jy vandag jou sleutels in jou kar toegesluit het, dit sal waardeer. Ek gehoop ons bring nie daai op nie, dis hoekom ons laat is, waar ek laat is. Wel, jy het my verloor by inspring, maar ek sal probeer inkruip. Ons gaan maar begin met die 25 September 2002, dis die dag waar ek gebore is in Bethlehem, in die Vrystaat. En ek het maar saam met my ouers daar op die plaas gewoon, by my oupa, hulle het 'n plaas gehad buite Clarence. En toe ek 3 jaar oud was, toe verhuis ons na Litriegard toe, waar ek meeste van my laerskool en hoërskool daar deurgebring het. Ek was in laerskool Litriegard gewees van graad 0 tot graad 7. Eers span rugby gespeel, span rugby, baie lief vir rugby. En toe genigtig, toe ek hoërskool Litriegard toe gegaan. Het daar ook gematrikuleer en kyk, om so te sê, waar my verhaal begin is eintlik nou maar, dan moet ons gou terugdateer na die Desember van 2017 toe. Dit was die heel laaste vakansie wat ek saam met my ouers by die see was, voor my besering nou. En reg deur hierdie vakansie is ek deur my pa afgerig vir die atletiekseisoen wat sou volg in 2018. En elke liewe dag vroeg opgestaan, laat gaan slaap, bilte op die strand gaan hardloop, my pa het my gedruk. Hy wou hê dat ek net soos hy as atleet moes presteer het. En half en half sy droom ook deur my wou leef. Hy was 'n kranige 400 meter atleet, hy het op Watson, Pulditch en al die plekke gehardloop. Ek kan nie sy naam uitspreek van die stadions. Ek nie regtig belangstel in atletiek nie. So my pa het my elke liewe dag tot my limite toe gedruk en ek het maar my liggaam ook tot sy limite toe gedruk om hom gelukkig te hou, om hom te behaag. En dit was nie lank nie voordat ek begin ondankbaar raak vir my talente. En ek het begin aggressief raak teenoor my pa, ek het begin rebelleer, ek het met hom begin beklei. Ek meen, was nie lank nie voordat ons verbale en fisiese konflik in die huis gehad het. Ek het my ma en my pa van hulle weggedoen en vir my broer en my suster weggedryf. Ek het eintlik maar my hele gesin verwerp. En ek het begin ontvlugting soek in alkohol en middelmisbruik en ek talle verslawings gehad op ouderdom 15. Ek het die drank gesteel, die kar gesteel, ek my pa het vuisgevegte gehad. Hy het nooit deelgeneem nie, hy sal my uitslaan. Dit is nie werklik, want hy het soos jiu-jitsu gedoen op skool.
En tog het ek in die 100 meter, die 200 meter, die 400 meter deelgeneem en ook gewigstoot. En so 'n maand later toe, skop hy rugby seisoen af. Ek is baie meer 'n rugby speler as wat ek 'n atleet is. En ek was toe as die onder 16 A-span kaptein aangewys binne senter gespeel. En wonderlike seisoen gehad, in my opinie die beste seisoen van my lewe gehad, en is ook die jaar toe my liggaam die meeste begin, soos ek baie vinnig begin groot word. Hulle noem my eintlik die JC Kriel van die Trigard ook, nie omdat ek daai tyd soos hy gelyk het met omdat ek soos hy gebou was. Hulle het my ook nie Kobin genoem, hulle het my Bobin genoem. Vir my bobene. Ekskuus, dis okay as ek in die besering ons is baie rustig. Ek en Herman is baie rustig. So, toe het die rugby seisoen maar net gevorder tot met die wedstryddag teen Hoërskool Warmbad. En dit was 'n normale kragmeting tussen twee hoërskole, 'n normale skool rugby. En so in die tweede helfte net nadat ek my laaste 3 gedruk het, het die teenstander se kaptein, hulle 8ste man, hy's 'n eyster, ek ken hom persoonlik, was sy maas en my fisio in Warmbad. Hy het deel ons verdedigingslyn gebreek en toe het ek ingekom vir die duikslag, en ons 'n baie belangrike reël in rugby wat ons sê cheek to cheek. So dit beteken as jy iemand van die kant af duik, dat jy jou kop aan die kant sit van sy boude, cheek to cheek, so dat jou kop nie in die rigting van die beweging is nie. En ek breek toe die dag daar die reël en my kop gaan toe tussen sy bobene in terwyl hy hardloop en ek knip my toe so skerp en ek eislike knak, hierdie knak gehoor, was eintlik 'n baie onderliggende knak, 'n diep klank en hierdie eislike pyn in my nek en toe onmiddellik vir my teeplein of onder toe net pins and needles. Jy weet soos hoe pins and needles voel, onmiddellik, voorarms, koor, alles. En toe ons af gaan grond toe, ons al heel wat losgemale wat heen en weer voor ons beweeg het. En toe die losgemale nou op, klaar, toe ek daar bly lê, my pa het nog so oor die veld gehardloop, maar sê Kobin staan op. En ek sê te van pa kan nie, en dis nogals vreemd, nee, want toe ek nou my nek breek, daar op die veld ek nie geweet wat aangaan nie, maar ek het nie die vaagste benul wat aangaan nie, maar my instinkt sê vir my, kyk of jou bene kan beweeg, kyk of jou vingers kan beweeg, vir een of ander rede kyk ek, en ek lê daar en ek voel soos, okay, ja, kan alles beweeg, alles is fyn, pins en needles, maar kan dit beweeg. En toe wag ons nou 'n halfuur vir, ek is toe gestabiliseer op 'n stretcher, onder 'n gesiewigdraal langs die veld, toe wag ons vir 'n ambulans om daar op te daag halfuur, want daar was nie die dag daar 'n ambulans langs die veld nie. Dis die eerste keer dat dinge nie daardie dag in plek was nie. En toe word ek van daar af gou verplaas om die blok na St. Vincent Hospitaal toe, en daarso het die dokter na my ekstrale gekyk, en toe sê hy vir my ouers, wel julle seun moet geopereer word, om na Pretoria toe gaan. My sussie het Me Before You gekyk. Toe sy die ekstrale kyk, toe bars sy in trane uit. En ek weet glad nie wat aangaan nie. Ek dink ek gaan 'n gips kry in my nek en ek is weer terug op die veld. En nou 'n gedagte, ek kon nog alles beweeg, nee. So toe hier's die kruks van die saak. Inkompetensie in die mediese bedryf. My ma het vir die het was 'n staatsanklaer, ons was by James, 'n baie lekker medies gewees daar op daardie tyd. En Saterdag man alleen, hulle antwoord nie hulle oproepe nie, eventueel toe hulle oproepe begin antwoord, toe sal nou heen en weer talle oproepe, talle komplikasies oor goedkeuring vir vervoer om my nou in Pretoria uit te kry. Ek meen 4-5 kwotasies vir die ambulans word goedgekeur, die laaste een hulle dagte op, hulle kyk na my ekstra, hulle sê hoor ons gaan nie kan skuif nie. Ons gaan deur een slaggattery, dan verloor ons hom. Dan moet ons nou begin kyk vir helikopters. Helikopters is helipads, dit is teaterkamers wat oop is. Nou moet ons daai goeders, 'n helikopter wil nie opstyg voordat hy nie weet waar hy wil land nie. 100%. En talle komplikasies daar gehad, maar eventueel word een goedgekeur en ek word toe ge-airlift na Groenkloof Pretoria. Ekskuus net voor ek so te beweeg. Daar het 'n suster kort in die emergency room ingekom. Dan vat sy aan my toe en dan vra sy my, "Kom, kan jy voel? Kan jy dit beweeg?" En sê ek van ja, ek kan. Ek kan nou nie kyk, maar ek kan voel ek beweeg dit. En kom sy weer in en vat sy weer na dieselfde plek en sê sy my, "Kan jy hierdie voel? Kan jy dit beweeg?" Sê ek, "Ek kan nie voel waar jy raak nie." Dan begin sy so op te skuif met my liggaam, soos met tyd, né? Want om dit mooi te verduidelik, toe ek my nek breek, was daar 'n dislocation met my C6 nekwervel wat geskuif het. Okay, en daai nekwervel het 'n vernouing in die spinaalkoord weggemaak. So die spinaalkoord het in spinale skokking gegaan, hy het begin swel en hy het homself begin afsny in daardie vernouing. So dit het ook suurstof toevoer onder toe afgesny. So stelselmatig. Presies. En toe verloor ek nou my gevoel tot my punt waar ek my pa se pa gaan doodgaan. En toe dankdeur word toe verplaas, ekskuus, met 'n helikopter na Little Company of Mary Groenkloof Pretoria Hospitaal. En
11 ure na ek my nek gebreek het, toe ek onder die lem in die teaterkamer. En Warmbad is net 'n uur weg van Pretoria af. Oef. So. So wat eintlik moes gebeur in die ideale wêreld is die besering. Toe gaan jy hospitaal toe, figure hulle dit uit en jy moes amper wat binne 4 ure omtrent. Ons het goue 6 ure met 'n spinalkoordbesering, 6 goue ure. Wat ek meen daardie einste jaar, die 4de Oktober, ek het my nek nou breek nou, as die pleiers van dat my help en my vir ons finansier om die huis rolsvriendelik te maak en al die dinge. Hulle is nou die charity van die Bokke. Hulle sê toe vir ons is fyn. Die Bokke nie All Blacks speel op Loftus die 4de Oktober. Kom kyk dit asseblief. En voor die game toe stoot hulle my daar op die rolstoel op die veld rond en ek is soos die mascot en die goeters. Daardie einste wedstryd breek Sam Kane sy nek hier in Pretoria. Hy is na dieselfde internis as ek toe, Dr. Siebert. Dr. Siebert het my en sy ekstra hulle bo mekaar gesit en dis kom hy het ook op 'n podcast gepraat laas jaar, dis toe ek na hom toe uitreik. En toe ek en hy nou mekaar leer ken. Hy het presies dieselfde besering gehad as ek. Hy het onmiddellik gehelp. En toe het hy daarna gegaan en 2 wêreldbekers gaan speel. Verstaan? Ja, so jy sê eintlik dat as dit vroeër gedoen was, sou dit 'n baie groot verskil. Soos die dokter kon vir jou sê, binne daai 6 ure sou dit heeltemal oukei gewees het. Absoluut. So die onbevoegdheid Sjoe. van personeel het jou baie gekos. Alles Ja. wat ek my hele lewe lank geken het my gekos en men Kevin het nog nie geweet nie. As dit okay is ek praat oor die week wat daarop gevolg het. Asseblief. Ons is baie rustig, soos ek sê, jy kan Ek sal enigiets doen. werklik soveel as moontlik Kan hoor. ek vir Herman 'n foto wys van jou in die hospitaal, soos O, ek ja. sê, sommer daar. Maar ek bedoel daar wys jy vir ons, jy weet nog nie van dat jy enigsins iets oorgekom het nie, nê. Ja, eerlikwaar daardie week het onwerklik gevoel. Het gevoel soos 'n droom. Het gevoel Kobus, jy moet net wakker word en dit wat jy nog altyd geken het, gaan terug wees. Want ek weet nie 1 sekonde is jy die sterk binnesenter van formaat wat alles kan doen. Ja. En die volgende oomblik is jy vasgevang binne 'n lijk van 'n liggaam, binne jou eie liggaam. Jy kan niks doen. Kan nie jou kyk, kan ek maar verduidelik hoe soos Asseblief. net my bicep, Ja. net my bicep het gewerk en my skouers. So ek kon dit doen in die bed. Ek kon nie tricep extend dit nie. As ek my arms so optel, sat ek myself blou kol want ek kan hom nie na bo hou nie. My vingers het nie gewerk nie. Ek het nou nog gebid. Ek soos Louise, net my hande terug. Ek kan nie my tande borsel nie. Ek kan nie eet nie. Ek kan niks doen nie. My ma het kouse gevat, nê. Sny hulle gat in die kouse en trek dit oor my hand. Toe het iemand vir my 'n rekenaar geborg. En toe sit ek net daar heel dag en ek tik. Want ek kan nie tik met hande wat nie werk nie. Daardie eerste week het onwerklik gevoel en kyk daar kom eventuele tyd en waar soos dit by jou sit, waar dit insak soos genigtig, wat is hier? En ek sê vir pa, hoorie pa, as hierdie is wat my nuwe lewe gaan wees, wil ek regtig nie lewe nie pa. Onthou ek is van alles ontneem wat vir 'n tiener saak maak. Vryheid, onafhanklikheid, privaatheid. Ek meen mense kom pad jou. En veral daai tydperk van jou lewe is mens is baie erg op jouself, hoe jy lyk, hoe jy funksioneer, hoe jy waar ons nou meer op 'n plek is van soos jy kom agter daai goed maak nie soveel saak nie. Maar daai tydperk is 'n crucial tydperk van jou lewe waar alles saak maak. Die ego was daar, Ja. was te hoog. As kom ons baie arrogant vir 'n ongeluk gewees. Ek het baie van onsself gedink, kinders geboelie. Die dag toe ek my nek breek, daar was 'n oom gewees op Hoërskool Warmbad op die paviljoene wat 'n amputering gehad het, nê? Amputasie, ekskuus. En ek sê so vir my pel, kyk ou oom se kuite. Hy het nie 'n kuit nie, sy been is af en daai einste dag toe breek ek ook my nek. So Kobus was net uit 'n heeltemal ander mentaliteit gehad back voor die ongeluk. En ek sê toe vir my pa, as ek nou kan opstaan en hardloop, sal ek nooit weer gaan sit nie. Want ek het eers geweet besef wat ek gehad het toe ek dit verloor het. En ja, Toe van daar af toe is alles heeltemal anders. Hoe lank het dit vir jou gevat voordat jy enigstens positief begin raak het in want hoekom ek die vraag vra is soos as jy eers daar vasgevang word, is dit moeilik om uit dit uit te kom. Om eintlik soos wat jy nou die lig en alles eintlik nou sien en weer die Here stap op 'n pad saam met jou. Soos dink jy was dit maklik geweest om uit te kom of? glad nie. En ek moet eerlik wees, was glad nie ek nie. Ek was nou minderjarig en my ma en my pa is deur die mediese span ingeroep. Ek kan nie bywoon nie. En daar sou hulle nou ma en pa voorberei op die prognose wat vir Kobus voorlê. Ja.
En hulle sê toe vir Trompie en vir Annelies, my ma en my pa, hoor die hele seun gaan bedlêend wees vir die res van sy lewe. Hy gaan nooit weer loop nie. Hy gaan 24 uur elke liewe dag van sy lewe oppas kry op na hom moet kyk. En ons moet terug gaan na ons huis toe in Trigard, plek al die trappe uithaal, rolstoelvriendelik maak, opritte insit. Want julle seun Kobus is op ouderdom 15 totaal en al verlam van so te sê sy skouers af. En pa kom terug in die ICU kamer in. Ek onthou die jong verwarde weergawe van Kobus wat hom vra, wat sê hulle pappa? En my pa deel toe met my wat hulle gesê het en daar was hierdie stilte gewees. En dis toe hy my lam hande gevat het. So, in sy hand. En hy sê toe vir my, Kobus, maak nie saak nie. Ek sal jou rondsit vir die res van my lewe in 'n krywa. Ek sal nooit op jou opgee nie. Jy moet net nie op jouself opgee nie. En toe, ongeag van my verlede, ongeag van waar ek en my pa op daardie stadium met mekaar was, die bekleierery, die verwerp, ek het hom sleg gesê het, ek meen vloek, skel, skree, beklei, ongeag van al daardie goeters, hierdie groot kop seun wat aarde toe gebring word, op sy swakste oomblik, kom my pa na my toe, die persoon wat ek in die gesig vat het, ondankbaar voor was, en hy sê vir my, dis okay. Jy weet, kom net huis toe, ek het jou, ek gaan na jou kyk. Toe sien ek, liewe Jesus binne my pa raak. En toe besef ek, Kobus Hofmeyr, jy moet nou ook, soos liewe Jesus, gehoorsaam wees. Jy moet soos liewe Jesus optree, en die hoër gesag beaam, en onderdanig wees, en gehoorsaam wees. En toe ek, uiteindelik daai ding besef het van, hulle is nie eintlik my vyande nie, hulle is nie dat hulle beter weet nie, is net dat hulle wil beter hê vir my, en ons eintlik kan saamwerk. Toe sê ek van genigte, Kobus, net eintlik 'n wenspan hierso. My ma het vir my gesê, reguit, Kobus, die dokters het te sê, maar die Here het die laaste sê. En daai hoop wat my ma, my pa en my gehad het, toe ek nie myself kon glo nie, het was vir my monumental. Ek weet nie of dit 'n Afrikaanse woord. Ja, monumentêr. Genigtig, elke dag. Monumentêr. Ja, maar ja, ons weet presies wat jy sê. En dit is my keerpunt gewees. Dit was waar ek besef het, hoorie Kobus, jy kan in mekaar insak. Dis 'n maklike manier, maar my pa het gesê hierdie soos 'n rekkie kursus, kom uit die rekkies uit. Ken jou vyand, vasbyt. Die enigste verskil is ek weet nie hoe ek gaan lyk aan die ander kant van die kursus nie. Hy het geweet dit was 'n kursus toe hy daar was. En daai mentaliteit dat hy van gesê het, maak nie saak hoe dit gaan lyk nie. Ek gaan saam met jou daar staan. Maar ongeag wat dit is, het my laat besef, jy weet wat, ek kan dit. So, Maar kan jy nou dink as jou ouers was nie self Christene gewees? Is wat ek altyd van mense so jammer kry is, waarna gaan mense as dit moeilik gaan? Soos as jou ouers self nie geweet het waartoe dit gaan, want waartoe die oomblik as dit moeilik gaan is ons enigste hoop is in God. So as jou ouers nie vir jou daar gesê het, hoorie my kind, jou enigste hoop is nou in God nie. As julle nie soos hoe dankbaar kan mens nie wees soos julle het met jou ouers het die Here ook geken en so. Ek en my meisie het nou daaroor gepraat na die dag, soos kom ons sê 3 weke terug. En sy sê so vir my, hoorie, hoekom was dit met my geval waar ek half en half gered was toe ek so laag was? Want obviously ons almal ken mense wat ook tot op 'n laagste gaan en jy weet herstel en goeters, maar hulle het nog steeds nie teruggekeer na die Here toe nie. Argumente onthaalwe. En ek sê toe vir my engel, ek dink is omdat my ma en my pa dit so in my in my gesig gehou het die hele tyd van dit is al waarop jy kan staat maak. Die wette van medisyne, die wette van wetenskap, die wette van wiskunde tel teen my. Ek kort iets bo dit, ietsie bo daai wette. Ons noem dit iets bonatuurlik en dit is eintlik maar die Here, want hy's almagtig. Hy regeer oor al daai wette en ek het op hom staat gemaak. Ja. So eerlikwaar, so gelukkig dat mense elke dag ingekom het, vir my gebid het, vir my gesalf het en net gesê het, I'm healed by his stripes. Jy weet wat, Kobus, solank jy net op die Here staat maak en dit maak oor hom, gaan dit uitwerk. Baie bevoorreg, want ek kan jou nou sê, daar's baie mense wat hulle hoop en dalk die verkeerde goeie sit en dan terugval, want genigtig jou kragte van een plek afkom. Veral in 'n land soos Suid-Afrika, waar jy byvoorbeeld ook nou te laat, hulle het jou te laat gehelp. Dit sou nie noodwendig aan 'n ander land gebeur het nie. Maar dit wys jou weer eens is as ons nie ook binne Suid-Afrika ons hoop aanhou op die Here sit nie, dan moet ons maar almal oor see gaan. Daar stem ek 100% saam. Want, As jy nie op die Here genoeg kan vertrou nie, gaan. Ek meen, want dan moet jy ook nie wees nie, want
jy kan tog net dis net die Here wat ons hier in ons land kan help en red. Dis maklik om positief te wees in 'n goeie land. Dit vat 'n reine siel en 'n nederige siel om positief te wees in hierdie land. Verstaan? Stem saam. Ja, Jessie. oor gaan nie. Dis Ek dink dit raak Ja. Herman ook op 'n ander manier as van dit wat met hom ook gebeur het. Ek dink Herman is deur dit baie van jy was nie eens naby 'n hospitaal gewees ja. wat jou eintlik eers kon help. Ja, ek was 60 kg van die naaste botteltjie coke af. Regtig? Ja, dis in die Drakensberge, maar dis daai gevoel wat toe jy nou jou pa beskryf het, daai wow oomblik. Dankie tog. Ja, ek kon so relate. Ken hulle jou storie? Nee, oor die algemeen ek het nog nie eintlik uit my pad uit gegaan nie, maar Dit sal Ja, seker, dit ons sal was- nog 'n episode ons- daarvan maak en so. ag, ja, eventually, maar jy weet dit is dit was 'n deurslaggewende oomblik in my lewe, nes jou besering vir jou was, maar daai ek ken daai gevoel van wat nou, jy weet, sodra mens besef okay, hierdie het gebeur. Ja, hierdie is Ek is nie in 'n droom nie. Ek het lankal wakker geword. Hierdie is nou realiteit. En of daai gevoel, daai ongemak en jy word so jou gesin ontferm jou hulle self so oor jou dat jy eintlik bietjie soos 'n las voel. Jy weet Jo. soos daai's iets waarmee ek bedoel ek sê altyd dit het baie meer aan my gesin gedoen as aan my. Jy weet, soos ek het die pyn gehad, maar ek bedoel ek het my gesin ook deur hulle fair share. Het jy ook jou van gesin, ekskuus ek val nie reg, het jy ook jou gesin weggestoot? En ek het dit baie gedoen. Nee, ek sal nie sê ek het weggestoot nie, ek was baie gefrustreerd. Yes. Ek was gefrustreerd met die situasie en ek's van nature baie hardkoppige persoon. Brein oor brein. Ja, dis 'n hele ding. Maar nee, dit is tog wel 'n ding van jy dit voel net weird en wat daarna gekom het. Soos die dis eintlik so jy het eintlik goed daai uitgestap. ek so Hy moes erg soos wat dit vol- kon wees, ek het op my nek geval. En Dis, ek het niks gebreek. Dat is totaal Distance. Ek het niks gekraak nie. Ek het my heupe geskuif. Ja. My heupe my hele lyf was uit beleining uit, maar so erg soos wat dit kon gewees het. En dit is soveel, maar die rots of in elk geval het die fisiese letsels, jy weet Yes. dis sandsteen, so dis sulke rasper rots met sulke uitstulpings. Jy weet, daai het ek nou nog. Jy weet, maar ek daai waar jy gesê het van jou pa, ja, dis nogal dis iets waarmee ek dink enigiemand wat al deur so iets was, homself kan vereenselwig. So En weet jy, selfs iemand wat nie daardeur gegaan het nie, Mm. dat hulle dit kan hoor en reeds hulle saak gaan regmaak met hulle pa of iemand wat hulle mee vashak op die oomblik, want dis ek weet nie hoe om dit te stel nie. Dis iets wat jy wil voorkom. Maar- Dis nie En ek kan ook vir jou een ding beloof, meeste mans sukkel met hulle verhouding met hulle paas. Ja. En dit is nie, dis 'n normale ding, maar nie noodwendig altyd sukkel op 'n ekstreme vlak nie, maar definitief op 'n ding van en ek dink dis baie keer goed ook. Want jy kom op 'n plek waar jy's 'n man moet 'n man wees, so hy moet homself kan bewys. En as jy 'n sterk pa het, is dit gewoonlik iemand wat bietjie teen opstand kom, veral in die Yes. tydperk van graad 8 tot 10. absoluut. Want dan kom jy deur daai tydperk van nee, hoor jy's nou arrogant ou mannetjie. Jy wil jouself nou bewys. Jy wil nie nou gehoorsaam wees aan jou Ja. pa nie. Ek bedoel, ek dink almal ek ken min seuns van ek self ook soos verstaan min ouens wat nie deur dit is wat jy baie keer teen opstand van jou kop maak nie. Ek dink is goed aan die een kant, maar ek dink dis great dat as jy kan omdraai na die tyd en jy besef, okay, want eendag gaan jy gaan deur dieselfde gaan met jou kinders eendag. Jy gaan jou seuns gaan dieselfde Absoluut. Ek dink is goed om die autoriteit dis in 'n mate jy weeg jouself teen jou pa se autoriteit op sodat jy weet wat dit is om op daardie vlak jy weet daai gesag te hê sodat jy dit ook eendag op jou kinders kan toepas. Maar dit is baie goed dat jy die hoër gesag jy weet Ja, want dit is tog wat die Here van ons Ja. verwag. Yes. En nou so jy het nou al die titel gekry die of Miracle Boy.
So wat was vir jou die grootste herstel oomblik toe jy besef het, weet jy wat, als kan dalk op die ou end of als gaan dalk op die ou end okay wees, en was dit al per toeval dat dit die land se aandag getrek het, of was daar hoe lyk daai gedeelte van die storie? Okay, kom ons hanteer gou die belangrikste gedeelte. Daai oomblik, nee. Dit was werklik waar dis vir my so mooi om daaraan te dink, want ek wens Klein Kobben kon in daai oomblik geweet het wat ek nou weet, genigtig, want okay, langs vir die kort. Ek kyk sokker, dis die 2018 Wêreldbeker en ek is hier besig om die sokker te kyk en dan kom 'n fisio in elke dag, jou spiere kom strek, om jy weet, jou ligamente soepel te goeie nie, jy weet, want as jy spiere nie gebruik, verloor jy soveel spiermassa, wat is dit, spiertrofie? Ja, atrophy. Ja, muscle atrophy. Ja, atrophy. So, dis ietsie wat ek probeer vir my. Sy kom elke dag strek die spiere en ek is besig om die rugby te kyk en sy is so besig met my hand. Sy sê toe vir my, Kobben, doen dit weer. Jy het die vinger beweeg. Sê toe vir wag, wat? Ek sê ja, jy het die vinger beweeg en sy wys toe vir my wat se vinger was hierdie einste vinger. So julle gaan dit kan sien. Oral waar ek praat, kan ek dit nooit vir mense wys nie, nee, want dit is te ver. En ons sit so en ons baie inspanning en so waar is wragtig. Hierdie einste vinger, ek sal dit nooit vergeet nie, né? Ag, sorry. Nee, eers nie, wag. So, daai eerste tweet. Die tweede was bietjie groot, né? Het daar iets goed op die sokkerbeker iets gebeur en toe jy so Ja, dit het gebeur. Ek is net bietjie voor dit, né? Nee, ek's so seven fanboy. Is jy 'n Ronaldo guy? Dan nee, Kobben, sorry, ons moet hierdie vroeg eindig. Love it. Sorry, en afval. Champions League final, Liverpool, Real Madrid. Daar's ook hierdie ou suster, so matroon, sy's daarso. Sy kyk nou oor my en Gareth Bale slaat daai bicycle kick, né? Ja, dit was daar, ja. 2018 Champions League final. Ek skree ou, ek dog seker is 'n wonderwerk, hy gaan nou begin loop. Maar ek gaan te keer, maar dit was nou voor die tyd. En toe na die tyd toe gebeur dit nou van die dis het nou die World Cup en Ronaldo daai hat-trick teen Spanje. Ja, daar was crazy. Ek het gister graad 8, dieselfde dag toe ek hokkie gespeel. Ek sal dit nooit vergeet nie. Toe kon ons nie die game kyk nie. Want of dit was die aand gewees, die vorige aand gewees. Toe praat ons die volgende dag daaroor. Maar wat hy daai hele game omgedraai het. Man alleen, ja. Hy was goed. Hy was goed. Okay, don't be that guy. Ek dink albei was goed. Ja, Inter Miami. Ja, Camel League, Burger League. Ons in geval. So ja, toe beweeg jy die vinger toe. Jou vinger. En genigtig, soos elke vinger kon toe binne daai volgende paar weke beweeg. Hierdie kon dit doen, hierdie kon daai kon regheid maak, die ene kon optel. So elke vinger kon beweeg, maar nie in 'n manier dat ek dit kan gebruik nie. So dit gelyk asof ek klavier speel met my vingers, nê. En toe 'n maand later ons kon op naweke huis toe gaan. So toe's ek nou by my pa in Pretoria, by my oom hulle se huis en ons sit daar op die bank en hy smeer my voete met room. En soos wat Jesus die disippels se voete gewas het en hy sê toe vir my, Kobben, soos wat jy nou die televisie kyk, asseblief probeer jou voete beweeg. Sê ek, dankie, ek nog nie daaraan gedink nie, waardeer. Maar kom ons try dit maar. En selfe storie, redelik. Ja, wel, dankie vir daai voorstel. Ja, dit is uitstekend. En so waar is vragtig, linker toon Twitch toe. Ek meen, toe ons bid, ons pappa, toe bid ons dinge raak, regtig, né? Hierdie quad kom bietjie styf trek. Ek meen, dit was 'n kwessie van 6 maande en ek kon met hulp opstaan of nee, toe kon ek hierdie been so 'n bietjie optel. 8 maande kon ek saam met iemand opstaan met my optel. Binne my eerste jaar het my eerste paar tree gegee. En dit was maar waar ek gesien het, weet wat, ons is nou besig om momentum te vang. Ek kan herstel. So ja, dit is daai oomblik gewees en waar dit per toeval die land se aandag gekry het. Ek dink is alles te danke aan die players van. Die players van moet staat maak op publisiteit vir hulle recipients, hulle se charity. So hulle maak altyd 'n groot storie van iemand wat hulle nekke gebreek het. Ek weet nie of Dani Swart of Emir van Staden se naam of julle bekend klink. Nee, hulle is ook ons wat hulle nekke gebreek het in rugby. Emir van Staden. Ja, hy's 'n eister en dan absoluut gems. Ekskuus, ek wil net sê hulle is die werklike heroes in my opinie. Okay. Hulle sit elke dag met ietsie wat ek vir 3 weke nie kon hanteer nie. Hulle sien elke liewe dag nog steeds kans vir ietsie wat ek vir 3 weke lank
my pa gesê, die pa, as serieus op my lewe is, wil ek dit nie hê nie. So hulle is in my opinie die ouens na wie ek opkyk. So Netwerk 24 beeld, almal het goeders opgesit van Kobin in die hond en JC laat vir my kom kuier het, Victor het vir my kom kuier het. En genigtig, ek is cool. Ek's 'n groot rugby aanhanger. Nou vandag is hulle my wel, ek sal sê ja, JC is 'n goeie vriend, oom Victor is 'n baie goeie vriend. Die ander Springbokke ken ek nie regtig persoonlik so goed nie. Maar dit is vir 'n klein seun uit Limpopo uit Litriegert uit 'n lewensveranderende ervaring. Ja. Jy lê daar in hierdie bed, JC Kriel kom jy ingestap, kom skud jou hand, sê vir jou ek's trots op jou. My pa het vir hom gesê dankie vir wat jy doen vir my seun. So sê my JC vir my pa nee, dankie vir wat jou seun doen vir ons. En toe sê ek vir hom, hoor, eendag gaan ek staan en ek gaan jou groet. En so waar was vragtig, 'n paar jaar later, ons al baie mekaar na die tyd gesien. Staan ek groet hom en as hy soos vir my verjaarsdag vir my video stuur, hy vir my sê, "Gelukkige met die verjaarsdag," en hy sê vir my, "Ek's trots op jou." Om dit te hoor van jou held af, jou rugbyheld, is ietsie wat ook vir Kobin verskriklik baie, klein Kobin verskriklik baie gemotiveer het. En ek's baie dankbaar vir hulle. So as jy sê, kyk my maat, ek waardeer jou verskriklik baie. Seën en vrede vir jou. Want ek dink my eerste reaksie sou wees is ek wil opstaan en tog hierdie ou groet. Soos mense wil nie eintlik nou daar sit en lê nie. Nou sê jy hierdie groot oomblik en nou sit jy met hierdie situasie en ek weet so ek sou voel as ek in daai situasie. Jy kan nie blaas beheer nie, jy het hierdie katetersak in, Ja. jy het hierdie linensywers onder jou. Jy kan jou hand oopmaak nie. Hy moet sy hand in jou hand inforceer, verstaan jy? Ja, nee, dis So dit breek jou eintlik en ek wil dit ook eintlik graag noem. Ek het 'n vriendin gehad op daardie stadium. So was nie regtig 'n verhouding gewees nie en sy het ook soos na my toe gekom en soos haar hand in my hand so probeer oopmaak en dit was 2-3 keer dat sy vir my kom kuier het, sê sy vir my, ek dink jy het nou meer 'n vriend nodig as 'n verhouding. En ek dink daai het Kobin se ego die hardste geslaan op daardie stadium. Dat hierdie meisie van wat hy nou gehou het vir hom sê, jy weet, want dan voel jy definitief nie goed genoeg nie. En wat daarop volg, hier kom JC en Victor, hulle ouens wat jy Ja, dan begin jy naderhand jouself blameer van hoekom is ek in hierdie situasie. Ek dink daai worsteling gaan die hele tyd Ook kon ek dit nie reg getackle het nie. ja, Nee, dit is daai ek's frustrasie. jammer, daai is vir my, daai is vir my opgevreet het, dink ek. Ja. Want ek weet wat's reg, ek weet wat's verkeerd. Ja. Hoekom tackle jy so? Dit sê hoekom was ons op hoëspoed ook ingekom het vir Dijksag is voor die hoofbalbiljoen, is 2 kapteine. Hoekom wou ek 'n statement gemaak het? Hoekom kan ek nie dalk net 'n ja. hoekom kan ek nie net 'n normale tackle of 'n enkel tap of ietsie getraai het? Hoekom wou ek hom nie speel nie, maar hoekom wou ek hom Ja, jy wou hom inspuit, jy wou harde Yes. Het jy al ooit by jouself gedink nou net ek weet ek val nou eintlik 'n bietjie in die rede, maar by jouself gedink as ek nooit rugby gespeel het nie sou hierdie nie gebeur het nie. Ja. En as jy spyt jy het rugby gespeel of genigtig my vriend, die waardes wat rugby my geleer het, sal ek ewig dankbaar vir wees. En as ek dit kon oordoen sou ek dit nie verander het nie. Okay. Ek dink dit wat rugby gedoen het nie net vir my nie, maar vir my gesin. Ek meen die verhouding wat dit gered het tussen my en my pa. As dit nou deur nekbreek frats ongeluk. Ek sal dit ewig dankbaar wees en as mense my nou nog vra soos Kobin sê jy ongeluk omdraai, sal jy dit verander. Weet hoekom rugby? Ek elke liewe keer dit oor en oor kies. Al is dit erg, man. Kom ek stel dit so, die mense wat ek nou uit daardie ongeluk uitgeword het, sal die Kobin voor die ongeluk nooit geword het nie. Ek meen as ek daardie dag op die veld oorlede was, weet ek nie of ek sou hemel toe gaan nie en ek's eerlik. Jy het my tweede kans gegee. En ek dink as my liggaam net 'n wessel is en die Here gee uiteindelik om oor my siel, dink ek nie dit sou hoe kan ek hierdie stel? Ek dink nie ek sou ietsie soos daai soos wat die Here my wil huis toe bring. Ek dink nie ek sal so ietsie kan ontsnap nie. So ek dink dit sou op een of ander manier gebeur het. Kom ek stel dit soos ek nie my nek gebreek het nie, sou ek heel waarskynlik na Berensky toe gegaan het hoërskool waar ek baie lief was op daardie stadium, naby Mujahideen's kloof. En ek is baie seker Kobin sou 'n bakkie afgeskryf het en ek is baie seker ou Kobin sou definitief vir my meisie swanger gemaak het op skool en ek meen 'n enkel lopende ma agtergelaat het want ek was mal oor drink en bestuur, tekkie, my ma's kar gesteel en ding. Ja, so ek is baie dankbaar rugby. jy is dankbaar vir die gevolg wat dit gehad het. Yes. Maar ek dink wat ek net sou sê is mense is nie dankbaar of mense is nie, hoe kan ek dit sê, mense is nie bly dat die besering gebeur het. Yes. Soos dit kan mens nie sê nie. Ja. Maar stem. want
maar mense is dankbaar vir wat die Here die uitkoms vir wat hy nog steeds vir jou gegee het. So ja, ek Dis nooit lekker as die lewe 'n deur toe maak nie, maar is altyd lekker as Here 'n ander deur ook maak. Ja. Op te som. Ons is baie gefokus op klein oomblikke. So ons is baie gefokus op, ek sê dit altyd, mense is gefokus op omstandighede. Ons is nie gefokus op God se plan nie. Ons is nie gefokus op dit wat die Here van die begin af vir ons beplan het en waar dit moet uitkom. Hoekom? Want ons kan nie sien oor 20 jaar nie, so ons probeer goed in ons eie hande neem en ons probeer self bepaal wat nou moet gebeur, maar nie oor wat die Here vir ons beplan het oor ons volle tydperk van ons lewe nie. En wat hy al beplan het van Adam en Eva se tyd tot en met waar ons nou is. Absoluut. Ek dink die grootste tevredenheid wat ek al gekry het na my ongeluk was toe ek besef het, Koopman, dit gaan nie oor wat jy wil hê, dit gaan oor wat die Here wil hê. Laat hy jou verras, jy weet. Laat hy my verras, nie dit wat ek wil hê, maar dit wat ek nodig het. Kom ek stel dit so. Ja, 100%. Dit is mooi saamgevat. Ja, maar ek hou baie van hierdie gesprek, soos dit laat mense net weer eens besef. En ek sê hierdie met oop en eerlikheid, omdat ons besef nie waardeur jy gaan nie. En ek dink min mense besef waarvoor hulle baie dankbaar kan wees en waarvoor hulle baie kan wees van hulle dit wat ons kan doen, wat jy nie altyd kan doen nie, is nie 'n gegewe nie. Soos dit, mense moet dit ook verstaan. Maar ja, ek weet nie of Harry of jy wil aangaan met die volgende. Nee, jy's inspirerend, hoor. Dis is werklik. Dankie, ek dink ek is meer dankbaar. Dis Ja, ek dink so, dankie. En ek verstaan hoekom, maar ek dink daar's soveel mense en ek wil amper sê ek insluitend wat sou opgaan. Wel ek dink jy sê dit dalk nou, maar dis die wonderlike ding van jy stap nie die pad alleen nie. Ja, dis nou die Jy sou opgegee het as dit nie was vir iets Mamma, waarna jy papa. vir mamma, pappa, maar op die einde van die dag vir God heel bo wat vir jou 'n uitkoms gegee het. En hy beloof hy sal vir ons altyd uitkoms gee. Hy sal sy skape nooit agterlaat nie. So ek dink weer eens vir enige luisteraar, as jy die pad sonder die Here aanpak, maak jy jou tyd baie moeiliker op die aarde en jy maak dit vir jouself eintlik baie meer onaangenaam. So Absoluut. ons is baie dankbaar dat jy ook hier vandag kan sit. Ek bedoel tot hier bo kon stap en kan praat. Dit het my so 2 tot 3 besigheidsdae gevat, maar hier sit ons. En vir my, ek wil amper sê, en dis een ding dis 'n ding waarop my en Johannes se vriendskap ook gebaseer is humor. Ons is mal net om ons gat af te lag. En die feit dat jy sulke grappe kan maak, Hoor jy dit? Absoluut. wat my eintlik ongemaklik maak. Dis werklik ongelooflik. Ja, soos wat se nampie sê, jy kan nie wag tot die lewe goed gaan voordat jy kan begin positief bly nie. Exactly. Ek meen soos ek moet daaroor grap maak en jy moet ook grappe maak oor my want jy laat my mens voel. Verstaan jy? As jy bang is soos dan voel ek soos hey, is ek nou ET, wat's fout met nou? Is grap oor my. So Kevin, jou kyf lyk nice okay te doen nie. Ek sal dit op die ken vat, genuine. En as ons sê jou kuif lyk ook nie nice nie, wat doen jy dan? Nee, dan niks nie. Ek kan nie van myself opstaan nie. So Ek love die puns. Dit maak so sin en is so goed. My kinders gaan my haat. Ja, nee, hulle gaan jou love. Hulle gaan jou love. So nou na alles hierdie gebeur het, hoe dit ten minste vir my klink, het jy gevoel of ek aanvaar jy moes dit op 'n stadium gevoel het, daai gevoel van so wat is my roeping van nou af? Wat doen ek van nou af? So en hoe ek het ten minste interpreteer wat jy van toe af gedoen het is motivering. Jy het jou eie storie gebruik om jong mense, sportspanne, skole, gemeenskappe te motiveer en deur jou testimonie mense te help en mense net soos wat jy nou met my en Johannes doen te maak lag en positief te hou. So hoe dit gewerk? Wanneer het jy besef hier is my nuwe roeping, hier is wat ek van af gedoen? Sien, dis baie kompleks en aan die begin dink jy soos okay, wat is my calling? Ek moet X, Y en Z doen. Ek moet byvoorbeeld loop. Jy moet loop. Ja, dit het vir my gaan, ek het 'n roeping vir myself, ek moet iets aan myself bewys, ek moet begin loop. En dit het my lank gevat om te besef hoor ek kom en dit nie gegaan oor weer loop nie, dit gaan oor weer gebore word. Ek het nie 'n verhouding met die Here gehad voor my ongeluk nie. En ek het besef soos genigtig kom
as jy ietsie vir jong mense kan wees wat jy wens jy gehad het daardie tyd, dink ek nie jy het jou nek verniet gebreek nie. Ek meen as ek een kind kan aanraak met my besering en een persoon kan help om by die om die woord en om Jesus te ontdek en by die poorte van die hemel aan te kom, het ek nie my lewe gemors nie, voel ek. So dit was nie lank nie, ek het by my hoërskool baie motiveringspraatjies gedoen. By PAS en toe by Tsenien, by SA's met die skiet en alles. Ek het net gevoel ek wil iets vir jong mense bewys, so dat hulle ek wil nie aan hulle bewys nie, ek wil ietsie bewys dat hulle alself ook aan ons skoene kan sit en sê, weet wat, ek doen dieselfde God, ek kan dieselfde doen. So om alles mooi saam te vat, ek wil 'n motivering gewees het vir die jeug, want ek weet as ek nog gehad het, so ek nie byvoorbeeld hierdie rapplietjies geluister het oor seks, drank, drugs en ek sou nie byvoorbeeld alkohol afgod gemaak het nie, ek sou nie byvoorbeeld met my pa beklei het, en ek sou nie myself die macho man gemaak het nie, want die mense wie ons gehad om na op te kyk was soos Logan Paul, ek is 2002, jy is 2006, 2004, 2005, ja. Jy is 2005, ja, so ek is die onteindelijk van my sê oom, ek loop soos 'n oom, ek loop soos 'n oupa. Ja man, meeste van my vriende is ouer as ek, behalwe nou hy is 'n bietjie jonger, maar ook wel daarom ek net met minder as 'n jaar. Ja. Wanneer veel jy? Hoe bedoel jy? So jy weet nie. Maar ek's met jou. Ek bedoel ek het in laerskool ek dink graad 5. Ja, ek het Logan Paul. Hey, love. Daai Ek het nooit Good morning Logan, what's poppin'? Hey! Die Maverick met Kong, ek was in dit in. Jy weet, want hy dan sê hy van 'n want hy het homself beskryf as 'n charge in 'n Maverick. Ja, so 'n big charge. Dit was hierdie ding van damn. It's like cool. Ons moet meer motiveringsgesprekke hê vir jou jeug dat hulle nie daai goed kyk nie. Presies, Want anders sit jy met hierdie probleem. Nee, ek grap. Maar nee, ek weet nie, dit sê meer oor jou, want jy het besluit om 'n podcast saam met jou te begin. Jy het besluit om my te nooi, ons is probleem nou. Ek doen ek met my lewe. Nee, ek grap sommer net, maar nee, jy is 100% reg, soos die sosiale media daar buite en Logan Paul, as jy 'n Christen is en jy stem met ooreen met wat daai oor Amerikaanse mense doen, en dit stem net nie lekker ooreen met mekaar nie. Soos dit is nie iets wat jy regtig kan kyk elke dag nie. En al het mense dit nou gekyk of nie, ek sê altyd net oor geloof, soos mense kan nie verwag om nooit deur kere te gaan waar mens deur die duiwel versoek was nie. Ons word elke dag deur die duiwel versoek, en waar hy ons in situasies plaas wat ons teen God moet kies. En ons sal altyd ongelukkig teen God kies, want ons is sondige mense, ons is sondig van natuur. Ja. So die belangrike ding is net hoe jy elke keer, elke aand, in Engels word dit nou, jy bekeer, ons glo dit in 'n mens, as jy Christen is, moet jy in 'n daaglikse bekering glo. Jy glo in 'n mens kan jou lewe draai soos wat jy jou lewe gedraai het, 360 draai, 100%. Maar ons moet nog steeds elke dag 'n daaglikse bekering doen van elke aand jammer sê vir God vir ons sondes elke dag. En ek dink as daar sekere goed soos byvoorbeeld hierdie gebeur en as daar sekere situasies in jou lewe kom, dan is dit die Here wat met jou werk. Maar sy tyd is nie noodwendig jou tyd nie. Of omdat dit nie eers gebeur het toe jy 15 was presies die tyd wanneer dit moes gebeur het. Ja, dis in die hospitaal het ek baie vrae gevra soos hoekom nou ek gedoen om dit verdien. Al drie daai vrae wat ek in die hospitaal gehad het, is later vir my geantwoord. Hoekom nou? Nee? Ja. Jy moes op 15 jou nek breek sodat jy nou na hoërskool toe kan gaan en met 15-jarige manne kan praat dat hulle lewens moet regryk. Dis hoekom dit moes gebeur op 15. Ek is in vleur van my lewe. Hoekom 15? Nou weet ek hoekom 15, want kinders kan half of vereenseldig, sê die regte woord? Ja, jy vereenseldig jouself met die anders. Yes. So om die initiële vraag te antwoord van wanneer roeping so. Ja. Dis eintlik nie. Ek meen waar voltyds oorgegaan het na motiveringspraatjies en goeters was einde laas jaar. Toe boek ek my eerste skool 4 jaar, Jim Fouché in Bloemfontein. Shout out Bloem, Jim Fouché. En toe van daar af te boekie skole en toe sê ek van genigtig, jy raak kinders aan, maar kinders veral met Q&A. Ek's mal met Q&A met die kids, nê? Dan vra hulle vrae sê van okay man, die Bybel staan dit hier, daar. Dan sien ek soos ouens wat dan sê die juffrouens van daai tyd, grootkop ouens problematiese kinders wat byvoorbeeld nie in die saalopening bywoon nie, maar ook na die jeug aan toe kom en vra. Hulle sê hulle kan nie verwag daai kind kom vra sulke vrae oop en eerlik. Ek meen as ek met kinders van A tot Z gesels van
jou ouers een respekteer, pornografiese verslawings, Is al daai probleme al daai goeders en dit elke hoërskool het dit, elke kind het dit. Ja, sorry. Maar as jy oorgaan byvoorbeeld daar was op 'n stadium toe, ek weet nie of jy weet Charlie Kirk is, jy sal natuurlik ook weet wie hy is. Die oomblik toe hy oorlede is, dis almal soos van hy moes nie op so jong ouderdom dit gaan nie. Nee, jy kan nie God se tyd jou tyd. Absoluut. Op 31 was sy dag. Dit was sy dag gewees. Die Here en ek glo uit en uit hy was 'n Christen, 100% 'n Christen gewees. Dit wat hy altyd bely het is 100% volgens die Bybel. Ek weet nou nie van alles nie. Ek het nie alles gekyk nie. Nee, hy is uit en uit. Maar uit en uit soos ek hom ervaar het en punt is die dag toe hy oorlede is, was die dag toe die Here hom kom haal het. Hy moes huis toe gaan. Hy moes verstaan soos daar's nie 'n ding van die dag toe dit met jou gebeur het was die dag toe die Here dit beplan het dat dit moes gebeur het, want anders sou jy nie vandag daar gewees het waar jy gewees het nie. En 'n uitstekende voorbeeld uit die Bybel is byvoorbeeld Josef wat in die put deur sy broers verkoop was. As dit nie gebeur het nie, het dit op die einde van die dag het hy nie die koning geword nie, was die hele volk nie gered nie, want die droë jare en die nie droë jare kon hy nie vir die farao sê nie. En op die eind van die dag uit Josef, as jy die geskiedenis van die kerk gaan kyk, sien jy op die eind van die dag, Jesus kom uit die nageslagte van Josef. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Nee, ek het glad nie. Ek moet eintlik ek sal vir julle 'n bietjie iets stuur. Kom Josef uit Abraham uit? Ja, uit die ver langs as Josef nie gebeur het nie, sou Jesus nie gebeur het. Okay. En my punt is net soos ek bietjie vir dit ook aanstuur. Maar dit wys jou ons is so klein in ons kop. Ons dink so aan onsself, ons dink so aan ons huidige oomblik. Ja. Dat ons verstaan nie dat as sy broers nie uit sonde opgetree het en hom verkoop het nie, sou niks van daai ander goed gebeur het nie. Daarom sê ons moet ophou om goed in ons eie hande te neem, ons moet God vertrou. Yes. Ons moet vertrou dat hy weet wat die regte plan is, ongeag ons omstandighede. Absoluut. Ja. En dis om daai wat jy nou beëindig gesê het, om aan te las daarbey in 'n hospitaal toe al hierdie wette en medisien alles nou teen jou tel, moet jy nou in ietsie glo wat bonatuurlik is, almagtig is en goeters, maar jy weet nie wat die eindresultaat gaan wees nie, en jy moet in iets glo wat jy nog nie kan sien nie. En vir eerste keer in my lewe moes ek kliphard met die kliphard in my geloof wees. Ek het gesien iewers op Google staan kliphard in geloof. Ja, dit was 'n brand wat ek begin back in the day, maar ek het nooit toe aangegaan met die brand nie. Ja. Maar kliphard, jy moet net geloof, jy kan hom ver vat, maar jy moet oorgee aan dit. As jy ons God wil verstaan wat almagtig is, of net 'n bietjie van hom wil verstaan, gaan jy die moeite moet doen. Maar ja, ek weet nie, gaan jy oor uit die volgende. Ja, ek een ding wat ek vir jou wat ek as ek so na jou luister, is jy praat nie regtig van ek nie. Jy praat of van jong Kobin, of jy praat van nou Kobin, en al die glorie gaan na hom toe, en ek dis commendable. Want jy weet ons mense wat in dieselfde situasie nog steeds credit aan die Here sou gegee het, maar dit nog steeds nie oor hulle self gemaak het nie, maar het hulle sukses as gevolg van hulle eie deugte gemaak het, en dis glad nie wat jy doen nie. So dit is die eie ek moet vrek. Daar is baie goeie maniere om te stel, die eie ek moet vrek. So nee, dit is ek gaan dit tog baie sê, ek vra om verskoning, sal dalk aan die einde iets sê waar ek net die hele tyd verkoop en glaze, maar jy sien wat om nou op te kyk. Dankie, jy doen letterlik vir my soos vir my geestelike bediening vir die land basies bemarking. So jy actually evangelizing. Ja, ek sal in die yes man. So jy's nog steeds baie lief vir sport, en jy het nog steeds soos jy gesê het, jou liefde vir rugby is unending. So hoe leef jy steeds jou liefde vir sport uit na die besering nou op 'n hele nuwe manier? Wel, laat my eintlik hierdie vraag vra maandag by RSG. So sê ek net vir hulle wel, ons herhaal man. Nee, glad nie. RSG, julle was vinniger as ons. So basies, dit gaan oor ek leef myself weer in.
ek het nie hard feelings teenoor die sport en op die einde van die dag elke aand speel ek nog steeds rugby in my drome. Ek het nog nooit 'n droom gehad waar ek gestremd is nie, groot of nie. Ek het nog in al my drome Hy's flipping cool. soos ou Kobin gehardloop. Ek het nie 'n krik of 'n rolstoel in my drome. Ek het eintlik al een keer my rolstoel gesien in my droom. Toe vra ek hom so, wat maak jy? Gaan nie. Regtig. Opspen vrede. Ja, Dis seker. brother. Vang jy my hier ook? Asseblief. Come on. Uh, Wat wou ek nou gesê het? Ja, so rugby is vir my so mooi. As rugby mooi hardloop rugby maak my eil. Dis my regtig baie mooi. En ek gun rugby vir almal toe. As jy maak nie saak wat se sport jy doen nie. Genigtig, doen dit net tot die volste van jou potensiaal, nê? Nee? Want eendag as die lewe jou pen vat, bly daai ink op die blaaie agter vir jou om te lees wanneer jy daarna verlang. Dan kan jy niks meer doen nie. So ek kan niks staan doen dat ek nie meer kan rugby speel nie. Ek my tokse opgehang, my boeke toegemaak. Kinders se boeke lê nog oop. Bokke se boeke lê nog oop. Skryf. Skryf namens my, skryf vir my. Gaan speel rugby vir mense wat nie kan rugby speel nie. So ek het nou 'n absolute rugby romantikus geword. Want dit het soveel vir my gegee, meer as wat dit vir my weggeneem het. So ek sal rugby ook altyd ewig dankbaar wees. En ek meen dis hoe mooi die Here het rugby gekies om my huis toe te bring. Jy weet, dit was my tapijt hemel toe was rugby. So ek is baie lief vir rugby. Maar dis baie goed. Daar's so een ou wat ek eendag ook gekyk het. Wel ek weet nie, daar was een ou wat sonder bene gebore was. Daar was altyd 'n boek oor hom gewees, maar 'n ander ou was ook op Kwela onlangs gewees waar hy was in 'n kar ongeluk. Ek weet nie of jy van dit weet nie, maar toe hy was mal byvoorbeeld oor golf. Dit het hy vir my hele stelsel ontwerp wat hy op 'n golfstoel sit en dan lig dit hom op. Ek weet nie of jy dit al gesien het. Ja, ek het Dit lig hom op en dan speel hy golf. So Dit ek is gaan so as jy so iets vir jou kan ontwerp vir rugby nie. Wel, ek leer mos nie as ek my vingers brand nie. Ek het weer by Tuks begin rolstoel rugby speel. En Is amazing. Genigtig ou. Ek meen soos in rugby dra jy gum guards en kop, jy weet, 'n cap. In rolstoel rugby dra ons 'n seatbelt. Ons is nie dieselfde nie. Dit is baie Dit is erg. nie dieselfde nie. Elke tackle is 'n kar ongeluk. Jy speel nie vir speel nie vir posisie nie. Jou proewe is nie vir posisie nie. Jou proewe is vir parkering, pappa. Dit is onmenslik lekker. En ons sit daar by die Rembrandt. rolstoel in mekaar. Ja, dit stapkarretjie pappa met Maar met 'n Shrek? rollerbal. Nee, ons het 'n baie netjies stoel, sulke Mad Max stoele met hakke en goeters. Dis ongelooflik. Ja, so ek speel nou rolstoel. Net vir konteks, dames en here, sy rolstoel se naam is Shrek en jou krikke is Chuf en Chaff, Nie Chuf en Chaff, nie Chif en Chaff. Jy kan soos die hoërskoolkinders wat so Chuf. weet jy wat Chif en Chaff is? Dis daai Dis dis daai Chuf en klein, Chaff. dis daai Dit actually Chuf en Chaff. ja, soos Chuf. Ek weet wat 'n muscle memory, jy weet. It's actually flat nie. Ek spot I met love ek it. spot. Okay, Chef and Chaff, skus dames en here. Maar nee, ek bedoel, nee, as jy die goed wat jou alledaagse lewe makliker maak name gegee, dan het jy definitief die regte mindset. Ek moet hou hierdie bene ook, hulle luister nie soos regte vroumense, maar ek kan hom mos nie twee hê nie. Ja. Okay, ons gaan 'n pan in shot terwyl hy Daar kan sê. ons maar nie. Of wat jy kan doen is dit soos 'n dolfyn klank oor my woorde. That's actually 'n goeie idee. Ons sal dit insit. Maar kom en waar sien jy dan nou jouself? Okay, want jy sê jy het nou gestop met daai rolstoel rugby, né? Ja, ek woon in Warmbad, so ek kan nie elke week kom oefen nie, so. Maar volgende jaar swat jy by akademie? By akademie, Voltyds, naeërs? Naeërs. Okay, wat swat jy naeërs? Ek swat BSc rekenaarwetenskappe. Nice. Hoekom was jy dan hierdie, wat jy nie hierdie jaar al klaar by akademie geswat? Ek sou hierdie Ja. jaar begin het, hulle wou my met een module ingebring het want tikselaring was te veel en ek het reg geraak tussen die massas. En toe ek dink is professor. Ja, okay. En hy gesê, hoor ek Kobin, ons gee vir jou een module, kom net lekker in die ritme in want jy kry krediete vir ander modules want ek het rekenaar ingenieurswese by Tuks geswat Ja. voor ek oorgeskuif het. En toe werk dit net so uit dat ek 'n woonstel en al daai goeders moet kry, voltyds klasstraf in net een vak, so 'n bietjie duur uitgewerk het vir my familie finansiëel. Toe sê hulle net, nee, moenie worry nie. Volgende jaar het ons die nauurse program, kan ek uit Warmbad uit swat, so ek kan nog steeds my bediening doen, nog steeds na skole toe gaan. Ja, nee, dit is ongelooflik wat akademia doen vir nahuurse bedryf. Soos dis En 'n graad voltooi, dis eintlik ongelooflik. ek gaan skryf vir volgende jaar ook nahuurs toe, want ek het nou vir 3 jaar was ek voltyds man sodat ek kan begin werk.
Yes. En ook hierdie groter roeping wat mens het. 'n groot dag gemaak. Ja, 1 graad klaar, so dis daarom onder die been, maar Well done. ja, En jy? nee, asseblief, dis kom brother het gesukkel. hy jok so. Jy mens het hom klaar gemaak. Nee, snou. Kober, hy's net besig om ter uitbuit. Dis al Ja, wat doen. ek swat albei, so ek swat 4 jaar en ek's nou klaar met my tweede een. Ek gaan nou my derde jaar Ja. toe. Oh, wel gedaan. Ja, dis taaf. Dis 'n moeite werd. My ma was LLB Jy geswat. sê sy's 'n Staatsaanklaer gewees Staatsaanklaer. en sy het al werk heeltemal bedank en op pensioen gebruik om na my te kyk. Toe ek my nou gebreek. So dit sê baie van sterf in jouself en neem jou kruis op. Ja, nee. Ek tot vandag toe vir my ma ewig dankbaar want ek soos Maar dis uit en uit 'n ma. nee. Maar vir ma is enigiets uit sy kinders, haar kinders. En ek dink dis waar ek en hy nogal bevoorreg is ons ma sou presies dieselfde gedoen het. Oh wow. Nee? Ja. Soos dis eintlik waar ons al drie in terme van Ja. ouers oor die algemeen nogal geseënd is. Dis goed om te hoor. Nee, uit en uit. Ja. Shout-out vir Moekie 1 en Moekie 2. Dit is eintlik wat is Moekie se naam? Soos Pretoria much love. En jou ma? Dis ek sou super ongemaklik. Elmie van Jaarsveld, ja. Is jy nou ongemaklik? Ja, dis die weerste ding wat ek nog nooit gedink ek gaan my ma se naam op 'n pot gooi sê nie. Ag ons Ag sê julle wel like fyn credibility. Jy weet so wonderlike mense het julle uitgedraai. So hulle het iets reg gedoen of jy nou reg geslaan het of reg geleer het. So Ja, nee, 100%. Hulle sê dis nie wat jy doen nie. Maar in elk geval, die ouers gaan afgekla word, ou. well, ja nee, niemand slaan nie. Kyk, dolfyntjie. Ek het hulle geslaan. Ja, ja is dolfyntjie klaar. Maar in elk geval, so waar sien jy jouself oor 10 jaar as ek dit so kan vra? Wat jy aangaan met hierdie ondersteuningsbedryf as ek dit so kan sê, hierdie motiveringsbedryf, wil jy ek dink jy moet 'n boek skryf in elk geval. Besig met baie boeke. Ek's 'n groot digter en skrywer, maar ek nog geen boek begin skryf vir myself nie. Okay. Ja, skryf jy gedigte? Baie. Soos vir Ons moet vir Aiden se dit sal glo. Aiden, een van ons ouens wat eers op ons pot gooi was, het 'n online joernaal waar hy mense se gedigte vat, hy lees en hy publiseer dit. Soos Oh my days. Verniet. Ja, verniet. Maar want hy fokus baie op die gedigte en so ons moet onthou wat Dit sal eintlik ongelooflik wees. Ja. Maar ja, waar sien jy jouself? Wat is jou groot hoekom? My groot hoekom is om die wil van die Here te leef. Romeine sê dit baie mooi. Hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en ek dink om die Here se wil om hom te behaag want ek is vir hom lief. Sal die grootste sukses wees wat daar kan wees. So ek dink eerlikwaar nog steeds neig na bediening, nog steeds ek het 'n hart vir die jong mense, vir die jeug. En ek sien baie van myself in hulle raak, die wat foute maak veral. En ek wil vir hulle reg help voordat hulle ook op 'n lelike manier reggeruk word. Ja. So 10 jaar definitief getroud. Definitief 'n graad ten minste agter my naam hê. Ek swat net my graad om 'n graad te hê, maar my hart lê ek weet, die Here het my so baie gegee. Ek is baie onverskuldig en ek wil dit van doen want ek is lief vir hom. So ja, ek dink in 10 jaar definitief bediening. Okay. Ja, voel ek. Bediening soos in jy gaan teologie gaan swat of gaan jy net direk oor wat is jou plan met dit? Ek dink my bediening is uit en uit net kinders motiveer. Okay. Maar nie praat jy nou meer van soos 'n dominee doel uit? Nee. Ek is nou nie so geleerd nie. Ek sit baie vas met dominees. Ja. Ek ook. Ja, genigtig. Ja, deesdae dis asof die dominees nie meer weet wat in die Bybel staan. Presies, al die denominasies. Ek meen ons 45,000 denominasies, Google dit in Christendom. Dit is 45,000 besighede. Come on man. Daar's net een Bybel. Daar's nie 'n EG hemel nie, daar's nie 'n NG hemel nie, daar's nie charismatiese hemel nie. Ons gaan almal na dieselfde hemel toe. Hoekom het ons ander reëls? Ja. Verstaan? En dis 100%. Die probleem kom net in as dominees die waarheid begin verdraai. As hulle presies. deel uit die Bybel uit al en dan jy kan nie dan nie meer daai kerk toe gaan nie want dit wat hy preek staan nie in die Bybel. En Dis baie in ons omgewing hoor. In Korintiërs, dan sê hulle okay, daar's die gift van jy kan in tale praat en al daai goeters en dan is die dominees baie erg om dit uit te lig, soos ja, asseblief gaan almal te kere praat in tale, maar net bietjie later sê Paulus, maar dan moet iemand wees wat dit kan uitken, dan moet iemand wees wat jy is. Dan moet iemand wees wat weet wat jy sê, jy moet eintlik in die stille kamer, as jy dit alleen doen, moet jy dit in die stilte van die binnekamer gaan doen, sulke goeters. En
ek hou net nie daarvan dat ons die woord verdraai om sekere mense te akkommodeer nie. Veral die nuwe vertalings wat praat van Moeder Maria se jongvrou, nie 'n maagd nie. Ja. So. Ja, en die kerke raak voller om die mense. Die kerke, daar's sekere kerke wat voller raak want hulle dien die mense. En En dan is daar sekere kerke wat letterlik die mense, nie die mense volg nie en daai kerke raak gewoonlik minder. yes, daai prosperity preaching kerke groei, pappa. En dis wat die Amerika mense is wil baie, hoor. maar hier ook nou. En baie keer hierdie Suid-Afrikaanse kerke wat net sê, jy weet wat, gooi 'n tiende dat hulle ons wil in Amerika 'n kerk gaan opsit. Hoekom in Amerika? Botswana kort die woord, Uganda kort die woord. Dis wil die bediening doen. Kom ons begin by ons kontinent. Ja, genigtig. Suid-Afrika, ja. Ja. Dit is groot probleme hier klaar. Hey. Maar ja, nee, dit Ja. klink ongelooflik om te hoor en soos jy sal definitief in ons gebede ook bly dat jy op die eind van die dag jou roeping kan uitleef. Maar wat is is daar nou een boodskap is wat jy kan oorgee vir die jong jeug? Wat ons nou byvoorbeeld een klip kan maak binne 30 sekondes, wat sal dit wees as jy nou die geleentheid het? Wel, toe ek my nek gebreek het, was ek vol vrae gevra, hoekom nou wat ek gedoen om hier te verdien, want dit is nie maklik om jou nek te breek nie. En eendag in die rehabilitasiesentrum het 'n gedagte by my opgekom waar ek besef het, Kobin, wel enige mens jy wat luister, as jy ooit die kans gehad het om te erken dat die lewe onregverdig is, as jy bevoorreg genoeg om een te hê in die eerste plek. Daar's mense vandag jou ouderdom wat op hulle doodsbed lê wat nie 10 minute of 'n halfuur of 'n uur bykry of 'n dag of 'n week soos wat jy doen nie. En hier's jy wat sê jou lewe is onregverdig. Genigtig man. Wat 'n voorreg om te kan lewe. Wat 'n voorreg om te kan ervaar. Of dit nou 'n slegte dag of 'n goeie dag, 'n middelmatige dag was, jy het 'n dag ervaar. Iemand het gister sy kop neergelê vir die laaste keer, sy laaste asem gehaal. Hier's jy wat sukkel. Wel, nie sukkel nie. Klaar dat jy sukkel en ondankbaar is. Ja, daar's so 'n preek wat ek onlangs gekyk het wat eintlik presies wat jy nou sê, daai sal ons natuurlik nou so 'n nice klip kan gebruik, maar en dan ek sê dit sommer daar op die TV, maar ek het hierdie gaan maak deur AI. Nana banana. Notebook LM. Ah, Oh, dat is nice. 'n nuwe ding wat hulle kan doen. Maar Notebook LM gebruik Gemini. Dis Ja. ons Google se. Ja, en dis net ongelooflik sy nuwe goed wat hy kan doen, maar en die hele fokus in daai preek was dis John MacArthur. Ek weet nie of jy vir hom ken nie. Maar John MacArthur en Archie Sproul is ek regtig 'n voorstel wat ek vir jou sal gee, gaan luister hulle. Dis nou mense wat as hulle preek, praat die Heilige Gees, jy voel praat die Heilige Gees met jou. Soos ek kan dit uit en uit net sê nie, soos en hulle is so gefokus op dit presies wat in die Bybel staan. Swart op wit, So ja. swart op wit. Nie almal se gevoelens, almal se opinies oor geloof nie. Swart op wit, fokus op dit wat in die Bybel staan, nie jou Yes. eie opinie nie. As mense begin, ek voel, ek dink, word 'n geloof 'n opinie. Ja, Verstaan ek? presies, en ek wil nie jou opinie hoor nie. Ek wil dit wat die Here vir my op in die Bybel gesê het, die opinie is. En ekskuus, net om by te las, alles wat ek vat, moet jy ook nie sê vat ons woord en wet nie, want die duiwel kan ook baie keer deur my praat om jou onder te 100% kry. toets Wat dit sou met die wie is? Bybel. Yes. Na elke preek wat ek byvoorbeeld luister, vergelyk ek dit nie met wat ek dink, ek vergelyk dit wat die Bybel sê. So, by hierdie wat ek nou hierso opsit, of sal dit gerus daar op hierdie video ook sit. Maar dit fokus groot in die deel se 5 ouer 4. So hou op jou, waar lê jou fokus? Lê jou fokus op jou probleme of lê jou fokus op God? En dit is uit en uit, ek voel jou situasie is waarop het jy begin fokus? Het jou fokus, want as jy gefokus het op jou probleme, want ek dink jy dalk een van die grootste probleme ervaar wat min mense op so 'n jong ouderdom ervaar het. Maar waarop het jy gefokus? Op God. En daarom en jy het dit wat jy doen is vir God geëer. En dis enigste roeping uit. Dis uit en uit jou enigste roeping uit. En ek wens dit meer mense begin dit verstaan. Maar ja. Nee, en ek wou eintlik nog gevra het, jy's nou natuurlik baie betrokke as dit kom by die jeug en so voorts. Maar watter spesifieke truste of gemeenskapwerke doen jy? Is dit soos 'n geval van skole kontak jou persoonlik en vra luister, sal jy omgee om by ons te kom praat, doen jy dit deur 'n stelsel of Google mens jou nommer of hoe kry mense jou in die hande? Ek weet, ek het my nommer vir jou gegee. Ja, baie mense DM en dan antwoord ek nie dit nie, want ek kom nie by al die DM's uit nie. Toe ek raak lees van akademie, dis ek genigtig, ja, ek ken jou. Jy vroeër hierdie jaar ontmoet, mense wat ek al ontmoet het en wat ek ken. Ek antwoord hulle onmiddellik en ek ken jou. Yes, hoe gaan dit? Hoe kan ek help? Wat fout?
So vir die mense wat nie my kar sien nie, op my kar staan my e-posadres. Dit is nie my persoonlike nie, dit is net ene wat deur al die bookings gaan. So dan gaan hulle daarso met die span praat en die span gaan dan al die logistieke goeders uitsorteer, reëlings en so aan. So dit is kh.official.productions@gmail.com. Ja, ek hoop ek het dit verkeerd gesê. As ek weer met die span praat Hulle gaan my foto, hulle in die kar ook opsit. Wow, is 'n hey, bemarking. Ja, so is dit mekaar gaan. Ek wil net sê is 'n Polo Vivo. Ek sien hulle is nou die tweede meeste gesteelde kar in die land. Nou, Hilux, ek is so kwaad. Hilux het ons eerste plek gevat. Dit is belaglik, hè. Ek dink namens die Polo. Nee, maar dis omdat ons sulke goeie werk doen dat dit nie gesteel word. Ah, Jy sien, ek parkeer langs daai Hilux. Die feit dat hierdie gesprek is crazy. Die feit dat julle dit is Jy sal nie my verstaan kan nie. nie meer geskep. Jy sal nie verstaan nie. Dis 'n ding wat jy elke keer moet kyk. Ja, ek meen Ja, maar ek sal graag wil sien hoe ry ou jou kar. ja, hy gaan bietjie sit. Ek glo maar hy sê nope. Dit is hierdie se best but wiele. Ek kan nie hierdie trottel. Ja, want kyk die ding is, ons is nou tweede plek. Die tweede plek, jy het nie tweede plek gewen nie. Jy het eerste plek verloor. Ja. Dis 'n tweede plek werk. Jy het nooit tweede plek gewen nie, om Ek die het eerste plek nie in die top 10 te wees nie, maar Maar- dalk is ek die simpel een en Doen beter. Nee, definitief. Kry 'n beter kar. kry beter. Wat het Don gisternaand gesê? As jy 'n Polo het en of 'n Toyota, dan huur jy die eintlik die kar as jy hom koop. Jy huur hom vanaf die skelm wat hom het. Ek kom maar Precies. daar by Alfa. Slaaf jy Alfa daar? Mental work. Ek weet net ook van jou gehoor het. Ek wil dit eintlik ja, net as jy dit met opsom, hoe lyk jou studentelewe, jou sport, jou gesondheid, en amper jou elke dag? Want ek dink baie mense is van hierdie ou is elke dag by hierdie skool en hy kom 12 uur by die huis en is 6 uur weer op die N1. Hoe lyk jou dag? Het jy 'n studentelewe of hoe sal jy sê? So toe ek op Tukselswat het ek nie 'n studentelewe gehad nie. Ek het eintlik nog maar 'n baie moeilike verhouding gehad waar ek nie eintlik veronderstel was, waar ek nie eintlik toegelaat was om klas by te woon nie. En daar's baie redes of dit nou geldig is of nie geldig is en ek het dit maar probeer respekteer. En ek het nog nooit 'n studentelewe gehad nie. Toe ek nou by Tikkies my graad gestaak het ek so 1 of 2 keer uitgegaan. Was nie regtig my ding nie. Dit is nie regtig lekker om met krikke tussen mense in te gaan wat net wil kuier en dans en drink en goed Ja, nie. ek hoor dit. Ja. Ja, so ek het maar baie vinnig aangeleer om eerder maar 'n glas melk te bestel by Browse. Al het hulle dit nie op die menu nie, dan betaal ek die cappuccino se prys vir 'n glas melk. Hulle sê vir my, ons het nie 'n glas melk nie. Soos okay, het julle koffie? Ja, ek kan koffie bestel. Bring 'n glas melk dankie. Verstaan, soos julle het melk. Hulle dit doen. Soos brother, het jy 'n glas? Het jy soos enige Cloverfield, enige melk? Maar wat bestel ek in die huis ons elke keer pas op Cream soda. Want ek kan nie alles drink nie. Dis persoonlike besluite Ja, ek drink ons is ook gemaak het. nie. Ek en my meisie sal op 'n date night sals 'n wyntjie drink. Ja, ek ek het al bedoel, gesê ja, dit is ons Soos ding. ek sal saam met my pa 'n glasie wyn drink, maar yes. ek in 'n kuierplek raak ek nie aan alkohol Maar nie. hulle het nou eendag gesê, soos julle weet daai ding wat mense op die eind wat hulle sê ek sal ek moet eintlik vir julle die video wys, maar ek gaan dit nie nou kry nie. Hulle sê daai ding van jy moet elke dag 'n glas wyn drink soos jou hart is die grootste nonsens wat hulle nou uitgevind. Hulle sê Was ja, al iets sulke ding. dit was 'n hele ding geweest. Hoekom het ek nie daarvan geweet Ja. van 'n ongeluk nie? Damn it man. Ja. Goeie verskoning gehad back in the day. Ai man, hoor my uit. Mamma asseblief, dink aan my hart. Val my maat sulke ding op 'n yskas, sulke magnets. So jy sê Ja. dit jok. Maar dis blykbaar nie dis ek het hulle het navorsing het gaan doen. Drank enigiets is wat sleg is eintlik selfs wyn is die grootste klomp nonsens. Dit is nie En ek weet nie of jy weet nie, maar in die Bybel verwys dit ook na mense, dan sê mense altyd mos Jesus het wyn gedrink. Ja, ja. Soos eerstens, hy het nie die wyn gedrink wat ons drink vandag nie. Daai tyd as jy gaan lees, ek het nou 'n hele video daar gekyk, vir my so interessant geweest, iemand wat dit gaan evalueer het. Daai wyn was baie verdun. Ja, dit Soos is wat- baie min alkohol. Dit was soos nee, dit was soos omtrent niks. Dit was 1 tot 8 omtrent of iets. Ja, Ek sal niks. daai video ook vir julle, ek wil dit eintlik net ook vir julle wys. Dit is nie wyn wat nou wil hulle dit as 'n verskoning gebruik Ja. om vandag te drink en so. Dan dink ek net soos mense regtig, dink Ja, net voordat jy dit Vir my daai lyn word getrek by misbruik. In Ja, terme van vir my alkohol. ook, ja, Dat soos- Jesus se eerste
wonderwerk was hy het water in wyn verander. Yes. Dan gee ek nie regtig om hoe verdun dit was nie. Beteken Hy Jesus sal en nie die Here dra- het nie 'n probleem met drank nie. alcohol Dis op aarde, dis op Ja, aarde. Jy weet, En dis die ding ook is- in 'n sin deur hom geskape, uit die mens geskape. Een of ander mens was eendag die great Ja, idee gehad 100%. met te doen. Maar as sodra jy jouself daarin verlustig en dis so met elke liewe aspek Ja. van lewe, Alles. dan is dit verkeerd. Nee, 100%. Mense ek probeer net die ding daarby. Dis nie 'n slim of enigstens eintlik 'n vergelyking wat jy kan maak nie. Want dit was nie dieselfde tipe wyn wat ons vandag drink. So jy kan nie dit as 'n vergelyking sê en dis hoekom mens moet wyn drink of dis hoekom mens baie wyn kan drink. Daai is so ver af. Ja, Jy maar moet baie nooit mense het jy gesê. moet niks nie en jy mag nie. Te veel van enigiets is eintlik sonde. Kom ons wees maar eerlik. wees eerlik, ja. 100%. Maar ek hoop julle sê volgende keer dat soos daai ding van 'n appel 'n dag uit die dokter weg nie. As dit boel is. Dit is julle dag na Ek weet dit is cool want ek Nee, het dan nie sê die appels einde- regtig nie. Dan sê die einde Ek van was my. so lank los by die dokter. ek dis die einde van my lewe. Ja, dan kyk ek nooit so sosiale media. Ja, Ja, dan lewe is die tyd. alleen gewees. Dan is die podcast sommer ook vir my. Matrix. Ek gaan TikTok en Instagram delete, dan gaan ek niks van post nie. Sorry julle like meer daaronder as. So basies indirek wat hy sê is hou aan die hoax versprei dat ons nooit die waarheid kry want dan gaan hulle altyd aangaan met die pot gooi. Ja, ons sien julle by episode 100. Hoor ek Koben, was daar al 'n tyd gewees wat jy baie slegte negatiewe terugvoer gekry het van mense af, soos teenoor jou? Of kry jy daarom goeie ondersteuning van die publiek af? Wel, daar's definitief bietjie jaloesie gewees op skool. Hoe is dit? Ja. En kyk, daar was 'n stadium gewees in die eerste jaar waar mense gesê het Kobin sit aan. Kobin kan loop. As ek van net omdat my skoene onder vuil is, beteken ek kan loop nie. Soos ek kan met my krikke en met my loopraam in die huis bietjie rond beweeg. Maar dit beteken nie ek kan Daai loop mense in die het skoene. 'n kompleks probleem. Werklik hoor. En soos ek meen partykeer negatiewe terugvoer van soos van my physios back in the day, maar ook hulle moet jy ook voorberei op die ergste. Het hulle gesê kom nee, nou ek wil gaan bewys hoor ek kan loop. Kom met my krikke dag by die rehab aan. Ek kyk heel ek loop. Volgende moet hulle sê kom nee, sal nie sonder krikke kan loop nie. Sê Brother, come on. wat is dan sê net eers okay, well done en voordat jy aangaan na die vorige limitation wat jy vir my opstel. Soos my enigste limiet is ek. Okay, dankie. Moenie vir my heeltyd sê wat ek kan en nie kan doen nie. So negatiewe terugvoer, ja, ek dink ons baie keer goeie negatiewe terugvoer soos Ja, bietjie positiewe kritiek. ja, positiewe kritiek, maar dit moet positief wees, nie hierdie nag goeters nie. Dan sê ek van dan dis soos jou ma vir jou sê gaan was skool goed. Ek wil nie nou nie. Ek was op pad om dit te gaan doen. Soos byvoorbeeld ek is vandag op pad om te gaan oefen, dan sê iemand vir my, "Kom en jy moet meer oefen, dan sal jy loop." Hoekom moes jy dit sê? Ek was op pad om te gaan oefen, jy weet. Jy my net so erg. Ja, ek kan dit mos nie vat. Dis horrible. Ja, dis erg. Ja, want ek dink met jou kan dit eintlik, ek wil nie sê 'n probleem wees nie, maar jy is seker een van die positiefste mense wat ek al in my lewe ontmoet het. So ek wil, wie's jou positiewe mens? Wie's die persoon wat na wie jy kyk dan sê jy van jy die persoon se positiwiteit maak my eintlik siek. Ag, seker ook Gerrit Engelbreg, my pel. Hy is 2006 gebore, so is ook 'n jong man soos julle. Hy's nou dan 19. Yes. Ja, nou Hy is altyd positief en ek is half en half sy mentor, maar ek kry baie positiewe energie van hom. Hy lag altyd, grap oor alles. Hy is die persoon wat my die meeste uithaal. As ons is by 'n skool, nee, dan praat ek met die mense en ry in my rolstoel rond daaronder. Nee. En sê vir die mense, nou as ons staan vir foto's, dan sê Gerrit vir die mense in die ry, julle moet hom stamp, hy sit aan, nou die kind. Dit begin een van die meisies huil, toe moes hy vir opstaan vir jammer sê Gerrit sal maar ek hou daarvan want hy laat my mens voel. Ja, Hy hou my ja, altyd okay. uit. ek kan nogal dink dit moet wees want jy vra ons as ouens, jy weet, ons wil Ons ek maak bedoel, jokes. ons en maak Herman. jokes, ons haal mekaar uit. Ja, as hy elke keer iets verkeerd dan sê ek dis omdat jy van die berg af geval het, nee. Ja, which is tough, maar jy weet, ek dink as iemand net van 'n buite af na my en Johannes sal kyk, hulle sal of dink ons haat mekaar. Yes. Of en dis eintlik die gevoel wat mens wil hê, so 'n broederlike persoon liefde. wat daai vir jou doen. Dit maak jou eintlik voel, weet jy wat, ek is normaal en jy is normaal. Jy weet, ek bedoel ons almal het ons plekke waar ons anders is as ander. Johannes is aansienlik leliker as die soos die Normale. gemiddelde mens. Ja. Maar jy Okay. weet ons aanvaar hom soos Okay. hy is. Ek gaan hom nog steeds tune daaroor. Ja. Jy weet so
Goeie ek is nie gemiddelde mens nie. So wat jy nog iemand kort vir 'n kompliment bel verkoop en met 'n krik. Ek sou vir sê jy bent gecheck, ek het myne gecheck en so effe jou nuus gewees, ek kan maar. Wel gedaan. Oh, I love it. Maar Kobin, wag, wil jy nog iets? Nee, ek wil eintlik maar net weet ek wil eintlik maar net oor dit gesê het, wou ek maar net gesê het soos hou net aan wat jy doen. Ja, werklik. Soos op die eind van die dag ons sal nooit verstaan. Maak nie saak hoe jy kan hierdie storie nog 600 keer vir ons vertel. En ek dink jy het al om 600 Ja, jy het hom al sê ek het hom op jou baie op Instagram gesien, maar ons sal nooit verstaan deur wat jy al was nie. En niemand daar buite sal ook vir jou kan sê waardeur jy al was nie. Maar ek dink die mense wat die naaste kom is jou ouers, want hulle het dit ervaar eerstehands. Maar ons wil net vir jou sê regtig hou net aan wat jy doen. Soos moenie ophou nie en moenie die Here verloor in hierdie nie. En lees die Bybel soos wat hy is. Dit is vir my baie belangrik want jy het die gawe nou gekry om die woord op 'n baie anderste manier te kan oordra soos wat ons dit kan oordra. Ek is ook uit en uit daarop om vir die waarheid 100% te staan, en vir dit wat reg en verkeerd is, maar jy het tog 'n ander benadering wat jy het wat die Here jou deur die pad gesit het om daai storie vir mense te kan vertel. So uit en uit, maak nie saak wat se terugvoer mense vir jou gee nie. Ag, mense sal altyd spot, mense sal altyd lelik wees. Ek sê en Herman sê altyd ons soek aan die een kant bietjie uitkom het. Want ons is soos die feit dat daai persoon die moeite gedoen het om daai boodskap te tik, en dat hy gedink het om homself te formuleer op 'n manier is korrek. Want ons plant net die saadjies. Ons kan niks meer as dit is boring as almal met mekaar saamstem. Ja. So as Ek bedoel nee. Ek het gelyk. Ja. Dis goed. Ja, maar ek bedoel jy vir ons eerste uitkom het. Ons dink is 'n girl wie ons ken, nee, maar een van ons eerste episodes gaan maak iemand 'n account en hulle comment op een van ons video's soos iets stupid. Maar ja, ons laat ons bel mekaar direk en ons verloor. En is eintlik vreemd hoe suksesvol dit my maak voel het. Maar want sodra iemand uit sy pad uitgaan, jy weet, om 'n comment te lewer, positief of negatief, dit is vir my goed. Dit beteken ons het iets bereik. So en al selfs vir jou, maar ek dink jy spreek tot mense se harte op 'n manier wat baie min mense kan. En dis wat ek gaan aansluit by jou, is hou net aan dit doen. En ons sal mal daaroor wees om weer volgende jaar op 'n stadium jou weer te kry. Jy weet, net te hoor hoe die afgelope jaar gegaan. Julle kan my soveel as moontlik hierso intrek. Ek is baie lief vir ons sou nie intrek nie. Ons sou jou toelaat dat jy self. Ons stoot my, wat is? Hey. Hy wag nog heeldag dat hy so graag. Hy het gesê ek mag. Ja, 100%. Ek mag nie, wat nou? Okay, ek check hierdie maklik is hierdie ons al net daai stukkie uit. Ja, like ek nie soos ek glo dag Kobin, genuinely baie dankie. Ja. Soos hierdie is 'n episode vandat ek gehoor het dis semi-moontlikheid. Dis dit ene waarvoor ek baie uitgesien het en 'n klein groepie mense vir wie ek vertel het dat jy moontlik kom en dat jy nou vir 'n feit kom. Dis jy selfs mense wat jy nie persoonlik ken nie, weet van jou en hulle weet en daai hoofkarakter eienskap wat jy het in Engels is unyielding. Jy's unyielding en ek dink dis een van die belangrikste en spesiaalste eienskappe wat enigiemand kan hê. So hou net aan want jy weet want jy probeer nie en dis vir my amper die beste ding. Hierdie is presies hoe die Here jou geskaap het. En hierdie is net jy wat lewe met die tweede kans wat die Here jou gegee het. So hou net aan dit doen. En dan sal ons love hom in die volgende jaar, wanneer tot episode hoeveel ook al so elke nou en dan dat jy draai kom maak, dit sal ongelooflik wees. Asseblief. Ons sal jy moet eintlik 'n bietjie nou dat jy ook deel is van akademie net so 1 of 2 keer net deurkom. Net deurkom. Jy weet hoe siek sal dit wees as ja, WhatsApp ons woon iets by wat jy graag ook wil bywoon. Ek byvoorbeeld iets wat jy kan bywoon is soos die RTM shows en die kultuur of selfs die sport aand. Ja, die kos sit jy mekaar rugby speel. Dit sal also wees as jy 'n nuwe sport aan julle voorstel. Ja. Also ek check net.
Mense breek hulle nek om my sport te speel. So. Okay, wel, Ek wil 'n storie hoor. Ek sal saam met jou speel. Ek net Daar's 'n baie belangrike reël. Ek weet nie wie die reël opgemaak nie. Die reël is mag net jou stoel uit opstaan nie. Soos ek Is wil dit 'n dat actual reël? ja, ek wil net wat in die verlede hier gebeur. Soos Brother is daar. Staan hy op hard. sorry, maar net om by julle aan te las. Baie dankie. Ek hoor net heeltyd jy, maar niks is ek nie. Ja. Ek waardeer dit werklik waar. All compliments to the chef. Dankie Here. Ja. Baie dankie vir elke kompliment. En En jou positiwiteit is aansteeklik. Soos ek voel positief oor ek weet nie regtig wat nie. Nee, jy is nog baie depressief. Ek's Diep of depro? Ek's realisties en as jy realisties na lewe kyk is dinge gereeld. Ons langtermyn toekomsplan is om 'n groot leerboek te kry en almal wat by ons podcast kom dan inteken. So hulle teken dan letterlik binne die boek waar ons so dan het ons so 'n hele boek van al die mense wat op ons podcast was. Mag ek ook aan hom teken? Jy mag, ja, ons het hom nog net nie die boek Okay. nie. So ons gaan vir jou laat weet. Ons gaan jou weer sien. Maar met die datum met jou handtekening en albei en dalk 'n foto, ons besluit nog hoe ons dit presies wil doen. Dis 'n Polaroid. Ja, wie is dit? Dit sou actually cool wees ons moet dit doen. Maar Polaroid is net so duur. Ja, ek het Ja, dit kameras is is trek duur. Maar in elk geval, so toe het ons nou net iets sentimenteel gaan kry wat ons weer ons nie geld nie. So ons moet elke keer baie slim dink met hoe ons iets vir iemand gee en in die budget gewys. Maar ons het toe besluit, Herman, jy kan ons maar gee. Maar ons het toe besluit ons gee vir jou hierdie vliegtuig. Jy het nou klaar sy touwtjie op wat jy hom kan hang. Maar dit is net om die simbool oor te sit van jy vlieg altyd na hoër hoogtes, maak nie saak wat gebeur nie. Soos en om 'n vliegtuig so van niks af op te soos jy weet, as mens vir my een van die merkwaardigste goed is as jy daai vliegtuig so sien in die lug, daai groot, hoe bly daai goed in die lug? Die Boeing, Ja. wat soek hy daar? En dit ja, soos hoe is dit moontlik? Daai veral daai Boeings. En dan wil ek net vir jou sê, vliegtuig het so begin. Jy begin nou eintlik op jou groot loopbaan en jy het nog so baie myle om mee te vlieg. So regtig baie sterkte vir dit en baie dankie dat jy op ons was. En dit is iets kleins, dit is iets sentimenteel. Is nie klein nie. Ons hoop jy geniet dit. Die geskenkie kan hom iewers sit en altyd as 'n motivering gebruik om te na hoër hoogtes te gaan. Absoluut, baie dankie. Nee, maar ek is definitief nie propeller engine op my laaste dag nie. Nee. Ek is vandag ene. Ja, presies. So, vlieg na hoër hoogtes. Asseblief. Baie dankie. Waardeer dit so Ja, baie. dankie Kobin. Altyd 'n Op plesier. jou Ons dankie. nee, geen probleem hoor. Dankie Dit Kobin. was werklik 'n voorreg. Ja. Nee, werklik. Daar's hy en daar's ons klaar. En daar is die iPhone nog aan. Ja, Bemarking. Hierdie ons baie lank. Okay, girls. Ek sien dit. In elk geval. Ja, ek kan nie langer go as ek kry nie. Dit gaan moeilik wees om 'n langer wil te kry. Ja. Ja, ek skinny. Wat kan ek sê? Dis Maar ook wel. selfs Maar tyd jy tyd. gym daar, Harry. Ja. Stop. Maar